Sê baie welkom. En is lekker om saam met julle te wees. Gustav, jy met my verskoon is my tema nou nie vir oggendhandelinge is nie. Anders moet jy maak of breek. Die Here het iets op my hart gelê, wat nou lankal op my hart lê en ek voel ek moet dit vir julle bring. My tema is vrede en blydskap. Het jy dalk vanoggend wakker geword met foute wat jy saamgebring het in hierdie nuwe dag? Kom ons dink bietjie daaraan. Hoeveel van ons het vrede? Het regtig vrede? Is woede, bekommernis, frustrasie, onsekerheid en die chaos wat rondom ons is, gereeld in jou gedagtes. Ons kan maar begin met die wortel van hierdie probleem. Die meeste van die mense rondom ons leef nie in vrede nie. As jy eerstens nie vrede in jouself het nie, kan jy nie vrede in God hê nie. Dis verstommend hoeveel mense daar is, wat vir hulle self kwaad is, of rarig nie van hulle self hou nie. Hulle is miskien kwaad oor 'n slegte keuse wat hulle gemaak het in die verlede, en sodoende sonde gedoen het. En dan hou hulle nie van hoe hulle nou lyk nie. Ons in die Sondagskool was 'n ou koortjie gesing, en ek dink hier's 'n paar wat dit sal onthou, wat sê, trek hulle uit, gooi hulle weg, al die klein ou bossies in die koringland. Afguns, jaloesie, twis en haat, woon in my hartjie, as ek hulle toelaat. Dis 'n baie kinderlike koortjie, maar as jy daaraan dink, en jy rondom jou kyk, dan sien jy al hierdie ou bossies tussen ons, oral waar ons gaan. Baie mense is nie gelukkig met hulle beroep nie, en hulle begin hulle self vergelyk met ander mense. En dan voel jy nie slim genoeg, mooi genoeg, talentvol genoeg nie. Want jy vergelyk jou met die persoon daarna. En dan baie keer probeer mense om dieselfde of beter as ander te wees. 1 Petrus 3 vers 11 sê, bly weg van die kwaad en doen wat goed is. Soek na vrede en jaag dit na. Ons hinker na vrede, maar Satan is altyd besig om pile na ons toe uit te skiet, om ons vrede te steel. Ek sal byvoorbeeld baie oggende word ek op met 'n lied in my hart, en ek sien kans vir die dag, en dan ry ek op die hoofweg, en net so voor ek by Malebongwe by London Road kom, dan draai daar 'n taxi voor my in. En daar gaan my vrede, want ek wil vir hom net sê, jou diese daise. En ek's kwaad. En ons laat dit toe. Vrede is nie iets wat outomaties kom nie. Jy gaan nie onder 'n boom loop en skielik val daar 'n vrede vrug op jou kop nie. Vrede moet jy voorwerk. Dis moeilik om deur die Gees gelei te word as jy kwaad is. Wie lei jou dan? Baie keer probeer ons dinge sê, of baie keer sê ons dinge, en doen ons dinge, wat ander mense seermaak. En baie keer gebeur dit, wanneer ons kwaad is. En dan sê ons goed, wat ons nie kan terugvat nie. Dit het in my eie lewe gebeur, met een van my sissies. Ek het vir iets gesê, in 'n oomblik wat ek baie kwaad was, en sy weier om my te vergewe.
So ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy kwaad is, bly liewer stil. Totdat jy 'n bietjie gekalmeer het. En dan gaan daar baie goed wees dat jy nie sê nie. Die Bybel sê, be at peace with God. Die enigste manier om vrede met God te hê, is om gereeld jou sondes te bely. Daar's niks wat ons vir God kan wegsteek nie. Niks. Jy kan dink, jy doen dit hier om 'n hoekie. Ander mense sien my nie. But God knows. En daar staan ook geskryf, one day, all will be revealed. Wanneer jy God se liefde ervaar, dan kan jy jouself lief hê. En daai liefde is nie om voor 'n spieël te gaan staan en sê, "Haai, daar jou mooi ding. Kyk hoe mooi is jy." Ek weet en dis die waarheid, daar's 'n liedjie wat sê die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie baie mooi gemaak. Maar die ander mooi wat ek van dink is self. Ek is mooi. Ek. As jy vrede het, dan kan jy in vrede met ander mense saamleef. As jy God se genade ervaar, kan jy genade betoon. Jy kan nie iets weggee wat jy nie het nie. Ons het niks anders wat ons kan gee, is wat ons van God ontvang nie. As jy vrede het, kan jy vrede gee. As jy compassion het, kan jy compassion gee. As jy liefde het, kan jy liefde gee. Jy kan niks weggee wat jy nie het nie. Romeine 5 vers 5 sê, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ons is nie alleen nie. God se Heilige Gees bly in ons. God het ons baie meer lief vir wie ons is in Christus, en minder vir wat ons doen. Maar ons kan nie doen wat reg is, voor ons nie weet wie ons is in Jesus nie. Min mense vra vergifnis as hulle skuldig voel oor iets wat hulle gedoen het. Hulle dink as hulle bietjie langer sit en skuldig voel daaroor, dan gaan jy beter voel en dit gaan weggaan. Is dit nie so nie? Jy erken dit nie. Maar jy hoef nie skuldig te voel nie. Jesus het klaar die prys betaal. Filippense 4 vers 7 sê, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus. Die vrede, ek sê dit weer, van God, wat alle verstand te bowe gaan. Mense kan na jou kyk en sê, joh, daar het so baie goed in jou lewe gebeur, hoe kan jy vrede hê? Dis daai vrede wat ons kry in Jesus Christus. Ek so 'n klein formuletjie vir vrede gekry. Dit sê gebed plus dankbaarheid gee vir jou vrede. Nou, hoekom werk hierdie formule nie altyd nie? Veral as ek bang is. Baie keer as ons bid, dan dwaal ons gedagtes so bietjie af. En voor ons onsself kan kry, dan dink ons weer, hoe gaan ek daai probleem uitsorteer? Wat gaan ek doen? Hoe kan ek daai of die of daai doen? Partykeer konsentreer ons meer op ons probleem as wat ons op Christus en ons gesprek met Jesus konsentreer. Dis wanneer jy begin jammer sê en dan fokus jy weer op wie jy praat. Dan gaan dit beter, want dan kom dit dankbaarheid. Dan kan ons 'n lys begin oor dankbaarheid, maar nog steeds gaan die vrees nie weg nie, want ons is mens. Here, wat gaan gebeur as daai geld nie betyds inkom nie? Wat gaan gebeur as ek nie daai werk kry nie? Wat gaan gebeur as die, wat gaan gebeur as daai? Filippense 4 vers 6 sê,
moet oor niks bekommer wees nie. Maak al julle begeertes deur gebed, smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en oor julle gedagtes die wag hou in Jesus Christus. Dink ons, wanneer jy daai versie lees, daai belofte, moet oor niks besorg wees of vrees nie. Want God hou oor ons die wag. Psalm 40 vers 2 sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het afgebuig na my toe en my hulp geroep gehoor. Hy het afgebuig na my toe. Hoekom sal hy afbuig na jou toe? Aan die plek waar jy moet wees is op jou knieë. En dan buig God af en hy hoor jou hulpgebed. Die enigste ding wat ons kan skei van God se liefde en teenwoordigheid is ons sonde. Maar dit is weggewas deur die bloed van Jesus. Ons is vrygemaak van al daai sonde. Is dit dan nie so dat die teenwoordigheid van 'n ander persoon 'n mens se lewe in jou lewe vrees minder maak nie? Kan jy nou hierdie prentjie voorstel, jy stap in 'n donker gang af. Dit is donker, jy kan niks sien nie. Kan jy dink hoe bang is 'n mens? Wie gaan nie bang wees as jy in 'n donker gang moet afstap nie, in 'n alley? Hè? Nee, ek dink almal se broeke gaan bewe. Maar as jy 'n pel het wat saam met jou loop, dan raak jy braaf, want daar's iemand by jou. Jy's nie alleen nie. Dink nou net daaraan, hoe sal jou vrees verdwyn in enige situasie, as jy besef dat God langs jou is. Jy's nooit alleen nie, hy's altyd langs jou, no matter what. Maak nie saak hoe bang jy is en hoe groot die situasie vir jou lyk en jy lyk, ek gaan nie hier deurkom nie, Here, is hy daar. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, en my vrede gee ek vir julle. Want die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld kan gee nie. Julle moenie ongesteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Nou, wonder 'n mens, ja, okay nee, dan is dit cool, as God by my is, kan daar niks met my gebeur nie. Is dit waar? As God by jou is, sal hy vir my die geld gee, altyd die geld gee wat ek nodig het. Sal hy altyd iemand stop as hulle my kwaad wil aandoen? Gustav, jy het die ondervinding gehad. Sal hy keer dat ons in 'n ongeluk kom, of dat iets met ons kinders gebeur? Die antwoord is, nee, nie altyd nie. Toe my derde kind sterf en ek vra, Here, hoekom, sê nie, jy's mos by my. En ek het begin twyfel en ek sê, is daar 'n God? Daar kan nie 'n God wees nie. Want hy is veronderstel om by my te wees. Hy is veronderstel om my kinders te beskerm. Hy is veronderstel om ons veilig te hou. Toe ons werk verloor het, en ons huis verloor het, en ons kar verloor het, en alles verloor het, het ek gevra, waar is God? Hy moet dan by my wees. Hy is by jou, ja. Ons weet dat slegte goed ook met die kinders van die Here gebeur. Daar is niemand wat gevry word daarvan nie. Ons leef in 'n wêreld waar daar goeders gebeur. Maar die verskil is, ons kan deur die krag van God deur dit kom. En hy gee vir ons genade deur geloof.
As jy nie glo in God nie, gaan jy nie deur goed kom nie. He is the only one that will carry you. Nie jou man of jou vrou of jou pastoor, hulle kan by jou staan, ja. Maar die enigste een wat jou daardeur kan dra en waaragtig vir jou vrede gee, is die Here. As ek terugdink deur ander goed wat gebeur het, goeie goed, en slegte goed, maar dit het goed geword. Ek het borskanker gekry, maar die Here het my deurgedra. Hoeveel van ons was siek in COVID se tyd? Die Here het ons deurgedra. En dis nie altyd nie. Ons kan terugkyk, ek dink as ons hier by 'n punt begin, sal elke liewe persoon hier kan sê, dat goed met hulle gebeur het, kan hulle hier sit en vandag sê, die Here het my deurgedra. Hebreërs 11 vers 1 sê, want geloof, om te glo, is om seker te wees, dat die dinge waarin ons hoop, nou kom ek lees hier, om te glo is om seker te wees, aan die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees, aan dinge wat ons nie sien nie. Ons weet nie altyd hoekom dinge gebeur nie. Ons lewe in 'n bose wêreld en slegte goed is deel daarvan. Jakobus 1 vers 2 en 3 sê, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Oh my het. Wie's bly as iets lelik met jou gebeur? Nee, dis wanneer ons in sak en as gaan sit en sê, Here, hoekom ek? Hoekom? Hulle sê, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, stel ek julle in staat om te volhard. Don't give up. You are on a brink of a miracle. Julle is almal so stil, praat ek hierdie goed. Dit voel sof die vrede oor hierdie gehoor is. Ons koning beloof dat hy met ons sal wees in elke situasie in ons lewe. Dat hy ons die krag sal gee om hom beter te kan ken. Om vir hom te lewe en meer soos hy te word. Ek wil vir julle 'n verhaal, is nie 'n storie nie, dit het regtig gebeur. Dat iemand vir my vertel het van 'n man wat 'n diamant myn of hulle diamante gedelf op sy plaas. Maar hierdie man was 'n bitter man. Hy was 'n harde man. Hy het mense baie lelik behandel. Sy werkers lelik behandel. Hy was regtig hard met sy familie gewees. En die pastoor gaan kuier eendag daar, want hy het nogal van die pastoor gehou. En hy sê vir die pastoor moet gou saam met hom ry in sy bakkie. Hy sê in hulle ry en hierdie boer, of hierdie mynmagnaat, ek weet nie wat noem mense hom nie, ry in die mielieland in, tot in die middel van die mielieland. En hierdie pastoor dink, vandag gaan hierdie man my doodmaak. Hy sê, en hy stop daai bakkie in die middel van die mielieland, en hy sê vir die pastoor, ons sit vandag hierso, tot ek die Here ontmoet. Hy sê, en hulle daar gesit, en hy het vir hom vertel, en eventually te gee hierdie harde man, sy lewe vir die Here. En toe hulle daar uitkom, toe hulle by die huis kom, toe sê hy vir die pastoor, nou moet jy my Israel toe vat, want ek wil in die Jordaanrivier gedoop word. Hy sê, ja, is reg so. Die man het baie geld, hy kan vir alles betaal. So, as hulle Israel toe. Hy sê, en hulle kom by die Jordaanrivier en hulle gaan in, en hy doop hierdie man. Hy sê, maar toe die man uit die water uitkom, begin hy te huil. En hy huil, en hy huil, en hy huil. Hy hou nie op met huil nie. Naderhand sê hierdie pastoor vir 'n ander pastoor, want hy sê naderhand voel hy die krappe hier onder aan sy voete, en hy moet nou hierdie man uit die water uitkry, maar hierdie man hou nie op met huil nie. Hy sê naderhand vir die ander ou, ek hoor ons moet hierdie man nie uitkry, ons kan nie nog in die water staan nie, dus ons moet hom, maar die man hou nie op met huil nie. En hulle vat hom na 'n vertrekkie toe waar
jy kan aantrek, en hierdie man huil, en hierdie man huil. Hy sê, en skielik doop die Here hierdie man met die Heilige Gees. En hulle is terug huis toe en 'n ander mens. Hoekom? Because he's got peace in his heart. Want hy kon al daai bitterheid en al daai onvergewend gesindheid en al daai hardheid het net uit hom uitgekom toe hy opkom uit daai water uit. En 'n paar weke later ry hy om iemand lughawe toe te vat. En hulle is in 'n karongeluk. En hierdie man is dood. Nou dink jy, hoekom Here? Die Here het hom 'n kans gegee om reg te maak. Die Here het hom gedoop met sy Heilige Gees. Hy het 'n ontmoeting met God gehad. Hy het dankbaarheid gehad. Hy het vrede gekry en blydskap. Nou kom ons by blydskap. Blydskap in die Here is baie belangrik, want as jy al hierdie goeders afgegooi het en jou skouers is lig, dan maak die Here jou hart vol met joy. Joy undescribable. Jy lag altyd. Mense sê, as hulle my storie hoor, dan sê hulle, maar jy lag altyd. Hoekom lag jy? Because I've got the peace of God in me. Daai onbeskryflike vrede het Jesus vir my gegee die dag toe ek op my knieë gaan en ek sê vir hom, Here, dis oukei. Dis oukei. Ek aanvaar. Vergewe my dat ek kwaad was vir jou. It's oukei. Het ek daai vrede gekry en daai ontsettende hartseer en daai ontsettende kwaad wees het verander in joy. Joy is baie lekker. Is lekker om te lag. Ek hou daarvan om te lag. Ek gee baie keer plooie, maar is ook oukei. Sit ons maar oil of the lei aan. Filippense 4 vers 4 sê, wees altyd bly in die Here. En Psalm 16 vers 9 sê, daarom sal ek bly wees en juig, en in U voel ek veilig. As ek wakker word, sal ek my verbly in die Here se teenwoordigheid. Ons blydskap in die Here is net so heilig en kosbaar vir hom as ons trane. Hoor julle wat ek sê? Renai. Ons blydskap in die Here is net so heilig en kosbaar vir hom as ons trane. Jou trane is nie 'n huis nie. Hy buig af na jou toe en hy hoor jou. Heilige blydskap is my skild ten spyte van ontmoediging. Wanneer 'n mens vrolik is, dan is jou hart mos vol. En jou beker loop oor. En jou beker loop oor. En jou beker loop oor. En daar's nie plek vir nog goed nie. En dan kan jy gee. Jy kan jou blydskap, jy kan jou liefde aan mense om jou gee, want jou beker loop oor. Ek ry in die verkeer en dan baie keer is dit nou baie stadig gaan. Gerard kan amen op hierdie een sê. Dan kyk jy na mense se gesigte. Een ou ry maar. Hy wil net daar kom. Moenie voor my inry nie. Iemand anderste glimlag vir jou as jy verby hulle ry. Ek ry daar in Sandton nou die dag en daar ry 'n swart dame langs my. En ek was daar op daai oomblik besig met Johan te praat. Maar sy jabula en die hande gaan. Maar ek kan sien, sy is besig om te praise en worship. Daai hande wat gaan. Sy sit ons by die robot en sy. Toe sien ek the joy of the Lord in haar. Jy kan dit sien. Dis nie 'n ding wat jy net voel nie. Jy sien dit. Die mense se lyfstaal, jy sien dit in hulle gesig, jy sien dit in hulle houding. Jy voel dit in die liefde wat hulle vir jou gee. As iemand vir jou daai drukkie kom gee, dan weet jy dis die the joy and the love of God wat hulle vir jou gee. Spreuke 15 vers 15 sê,
Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Jy al 'n bedrukte mens gesien wat happy lyk? Here, vandag het nou weer dit met my gebeur en ek het nou weer met daai een net op my geskree. 'n Bedrukte mens is nie happy nie. Maar 'n blymoedige mens se lewe is 'n fees. 'n Fees is mos altyd lekker. Kan jy nou net dink, jy kry 5 miljoen rand persent. Ek gaan nie sê jy by die lotto gewen nie, jy kry dit persent, want jy moet nie lotto speel nie. Maar jy kry dit persent by een of ander oom wat jy nie van geweet het nie, wat baie ryk was. En jy besluit jy gaan 'n partytjie hou. En jy nooi al jou vriende, en hulle is so bly, hulle gaan na jou partytjie toe kom, almal wil net na jou partytjie toe kom, want jy beloof elkeen gaan 5000 rand kry. So almal wil by jou partytjie wees, hulle slaan vuis om by jou partytjie te wees. Net so is dit vir die een wat met Jesus se blydskap hom saamdra, oral waar hy gaan. Hoekom sê ek so? Want hy het die prys betaal. Ons het 'n rede om bly te wees. Ons het 'n rede om te lag. Hy vier gedurig fees en wil nêrens anders wees as naby die Here nie. 2 vrugte van die Gees wat in Galasiërs genoem word, is vreugde en vriendelikheid. Gaan mense met jou wil praat as jy nie vriendelik lyk nie? Nee. En hoe moeilik is dit nie party daar om vriendelik te wees nie, veral vir daai ou wat jou nou net vies gemaak het daar in die traffic, of die dame wat jou groceries skeef pak, of jou brood onderin sit en hy's plat in die tyd wat jy by die huis kom. Dan dink jy, moeilik om dan vriendelik te wees. Maar kyk net, hoe verander mense se gesindheid en se houding teenoor jou, as jy, goeiemôre, hoe gaan dit? Jy weet, dit verander, want hulle dag voel ook 'n bietjie beter, want iemand vriendelik het met hulle gepraat. Om deur die Gees beheer te word is 'n opdrag. Dis nie 'n keuse nie. So gaan en wees vrolik. Die Here wink jou nader en hy kyk jou in die oë. En hy sê vir jou, wees bly in my. Wanneer ek bly is, glimlag ek nog al te maklik. En ek kan vriendelik wees teenoor almal, en ek kan wakker word met 'n lied in my hart. Nou wie het al wakker geword met 'n lied in hulle hart? Dan sing jy daai lied die hele dag, en dink jy, nee man, jy moet 'n bietjie net ophou, ek is nou moeg vir jou, en as jy weer kan kry, neer jy weer daai lied. Het dit al gebeur met jou? Hoekom gebeur dit? Because I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes all understanding down in my heart. Nie op my lyf nie, down in my heart. Van die vrede wat alle gedagtes, niemand kan beskryf daai vrede wat jy kry. Daai blydskap wat jy nie in die wêreld kry. Blydskap in die wêreld is tydelik. Dis 'n lekker partytjie, gaan huis toe. Maar blydskap in die Here is vir altyd. En my boodskap vanoggend vir jou is, praat met die Here. Moet dit nie probeer wegsteek nie. And He will give you peace. And once you have peace, you will have joy. En dan, wanneer jy by die eindpunt van die reis, van jou reis kom, dan kan jy sê, ek het volhard. It is finished. Jou reis is voltooi. Baie keer dan dink ons, ag maar Here, wat maak ek nog hier? Hoekom is ek nog hierso? Want hy het nog werk vir jou. En jy moet volhard. En jy moet daai reis voltooi. Kom ons bid. Here, ons sê vanoggend dankie.
vir 'n vrede wat U vir ons gee, wat bo menslike verstand is. Dankie Here vir die joy wat U vir ons gee. Dankie dat ons nie nodig het om een of ander pil of een of ander drankie of een of ander enige iets te gebruik om bly te wees nie. Want Jesus is binne in ons harte. U is langs ons, U is voor ons, U is agter ons, U is onder ons, U is bo ons. U vou ons toe met U arms. Dankie Here dat U altyd daar is en dat U afbuig en na ons luister. Dankie Here dat nie een van ons te klein is om te luister na wat ons vra nie. Ons loof U vanoggend vir hierdie diens wat ons kon gehad het. Dankie Here vir elke persoon wat hier was. En ek wil hulle nou in liefde en in vrede en in blydskap huis toe stuur. En Here, laat ons, waar ons beweeg, elke plek waar ons is, elke plek waar ons voet neersit, dat ons lig sal skyn, sodat hulle Jesus binne in ons kan sien. And we will look much better than we look right now. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.